wil tog net weer herinner aan wat Paulus leer deur die Heilige Gees in vers 23. Hy sê julle moet in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan wat in geregtigheid en heiligheid en ooreenstemming met God geskep is. Ons het vanoggend weer hieraan aandag gegee en ons gee gereeld hier aan aandag dat die Here baie bemoei is met wat jy hier toelaat in jou gedagtes, wat jy toelaat om 'n invloed te hê op wat jy dink. En nie net wat nie, maar wie ook. Wie jy toelaat om 'n invloed te hê op wat jy dink. So ons gaan vanuit daardie waarheid verder en ons sê daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. En hier sit ons nou vanaand as mense wat nie eers almal in dieselfde kerk is nie. Hier's mense van verskillende gemeentes hier. En ons bly steeds lede van dieselfde liggaam in ons Here Jesus Christus. En dan gaan Paulus verder en hy sê in vers 26, word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie die duiwel 'n plek gee nie. Die een wat nog steel, moenie meer steel nie. Hy moet eerder werk met sy eie hande, om met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Nie 'n enkele afbrekende woord moet uit julle mond uitkom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar elke bitterheid en woede en gramskap en geskree en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. En ons fokus dan in die besonder op vers 29. Ek herhaal dit weer. Ons gaan so 'n bietjie in die preek of in die boodskap eers oorsigtelik en inleidend gesels voor ons by hierdie gedagte kom, maar vers 29, nie 'n enkele afbrekende woord moet uit julle mond uitkom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. Geliefdes, as ons 'n gedeelte soos hierdie lees en ons is eintlik al vir 'n paar maande lank besig in die Efesiërsboek, dan sien ons dat die evangelie van ons Here Jesus Christus maak nie net van slegte mense beter mense nie. Dit maak nie van 'n klomp mense wat verkeerd opgetree het, mense wat leer om bietjie beter op te tree nie. Dit maak as te ware van dooie mense lewendige mense. Dit maak van mense wat opgetree het op 'n ou en 'n stikkende manier, mense wat optree op 'n totaal nuwe manier. En selfs wanneer hierdie nuwe mense val, want dit doen ons steeds in die pad van heiligmaking, ons val terug in wat voorheen was, dat ons opstaan in 'n nuwe manier. Dat ons vorentoe gaan op 'n nuwe manier. Op 'n manier wat sê, ek is gered en geroep deur die Here om te bestaan in die geregtigheid van Christus en om te leef in die heiligheid van my Here. Ek streef daarna, al kry ek dit nie in alle forme in my lewe reg nie, streef ek daarna om heilig te lewe voor die Here. Om die Here in elke woord wat ek sê en in elke ding wat ek doen en in elke tree wat ek gee te verheerlik. Daarom moet jy vers 25 tot 32 van Efesiërs 4 nie net sien as Paulus wat 'n lys van sondes opnoem wat 'n mens kan doen nie. Dis nie wat dit is nie. Hy noem in hierdie gedeelte hoe mense wat voorheen in die sonde was, soos ek en jy, reageer binne in die nuwe lewe op daardie sonde. Dat wanneer ek dit doen, bly ek nie daarin lê asof dit wie ek is nie, of dit waarvoor ek bestem is nie. As ek dit doen, dan sien ek die hand van die Here Jesus Christus
wat daai vrou uit die stof uitlig en wat vir my uit die stof uitlig om te sê maar ontdek jou ware identiteit en leef in dit om te leef as iemand wat nuut gemaak is. Hierdie gedeelte beskryf baie meer die vrug van iemand wat een word met Christus as die probleem van iemand wat Christus nie geken het nie. En dis die ding wat ons as mense doen, ons lees hierdie gedeelte en ons sien daarin, jy moenie dit doen nie en jy moenie dat doen nie en jy moenie hierdie doen nie en dis waar, jy moenie hierdie goed doen nie. Maar dis nie die eerste plek waaroor Paulus hierdie gedeelte skryf nie. Hy skryf hierdie gedeelte vir ons om te besef dat ons nie net weggedraai het van iets nie, maar dat ons radikaal gedraai het na iets toe. En dis wat ons laasweek gehoor het wat bekering beteken, is dit nie? Dat ons nie mense geword het wat maar net sê, wat moet ek los nie? Maar mense geword het wat sê, wat kan ek nou op 'n nuwe manier doen? Hoe kan ek nou op 'n nuwe manier wie ek is gee om die Here te verheerlik in my lewe? Hoe kan ek wat in die menslike natuur, verskoon my Engels, 'n consumer was, iemand wat net wou hê en kry, iemand wees wat gee? Want kom ons wees eerlik met mekaar, in die wêreld waarin ons leef en in die tyd waarin ons leef, is consumerism iets wat 'n groot probleem is, veral binne in die kerk. Miskien is dit vanweë die bedieningsmodel van yesteryear. Miskien is dit vanweë die gemak van die mense van die era waarin ons leef. Grootliks het dit te doen met die sondigheid van die mens. Wat het die duiwel vir Adam en Eva gesê, toe hulle sê, God het gesê, ons mag nie van die vrug eet nie? Sê hy, ja, ek het gehoor, maar God weet, julle sal net soos hy wees, as julle dit doen. En wat sê die mens? Nie Adam en Eva nie, die mensdom, wat sê hulle? Verskoon weer eens my Engels, maar give me some of that. Ek wil dit hê. Ek wil soos God wees. Ek wil graag die eie God in my lewe wees. En dis wat ons sien in die verbruikersmentaliteit van die tyd waarin ons leef. Die verbruikersmentaliteit in die kerk. Die verbruikersmentaliteit onder die mense van ons tyd. Wat kan ek vat? Maar hierdie gedeelte leer ons dat die nuwe mens in Jesus Christus 'n navolging van Jesus sê, maar wat kan ek gee? Eerder as om, wat kan ek kry? Wat kan ek opoffer? Eerder as om te sê, waar kan ek verryk word, is, hoe word ek arm om iemand anders te dien? Hoe word ek meer nie, maar hoe word ek minder, sodat Christus in my meer word? Want in hierdie nuwe lewe, is Christus die nuwe rigting. So ons verander van mense wat neem na mense wat uitdeel. Die beginsel in vers 28 baie duidelik. Daar staan die dief moet ophou steel, maar dan stop Paulus nie daar nie. Hy sê nie vir jou, luister, hoorie Emma, as jy tot dusver nou iemand was wat geneig is om 'n ou kras woordjie om elke hoek en draai te sê, en as jy dalk nou 'n vals noot gesing het om agter die stage op jou voet te stamp en te sê, magtig Emma, hoekom sing jy so vals nie? Nie dat jy dit kan regkry nie. Hy sê nie, hy stop nie daar en sê, maar stop nou net om dit te doen nie. Hy sê, hierdie dief wat gesteel het, moet nou begin hard werk. En as hy die dief wat hard werk, nou begin verdien deur sy werk, dan moet hy begin om dit uit te deel wat hy verdien het. So dit gaan verder as om net te sê, hoorie so, ek het hierdie of daardie slegte gewoonte, of daardie slegte neiging gehad, en ek doen nou af van dit. Dit gaan verder as dit om te sê, maar weet jy wat, ek het nou geleer om in teendeel van daardie slegte neiging, hierdie en daardie goed te doen, en nie net daai goed vir myself nie, maar daai goed op so 'n manier te doen, sodat jy daarin kan deel. Sodat die mense om my daarin kan deel. Dis die beginsel wat ons hier moet sien. Hy sê hy moet met sy eie hande eerlik werk. Hy moet werk sodat hy iets hê om uit te deel aan die wat gebrek ly. So die genade van ons Here Jesus Christus
verander nie net ons dade nie, maar dit verander die rigting van 'n mens se bestaan. Die ou mens vra, wat kan ek vat? Die nuwe mens vra, wat kan ek gee? Waarvan kan ek afsien? Hoe kan ek nie doen? En nie net hoe kan ek nie doen nie, maar hoe kan ek in die nuut van Jesus jou lewe verryk? Nou vra ek vir julle, kom ek sê dit sag so, my boeties en my sissies, want ek is skuldig saam met julle. Hoeveel van die goed wat jy in jou lewe doen en bedink, doen jy intentioneel op 'n manier en binne in 'n rigting om te sê, ek wil graag die mense rondom my deur hierdie verryk. Die lewe is soms so besig. En die lewe is so intens. Dat ons baie keer fokus op, ek wil net hierdie of daardie doen, sodat ek nie meer so skuldig voel nie. In plaas daarvan om te sê, die Here Jesus het my verander, sodat ek wat 'n nemer was, nou 'n geer kan word. En dis wat ons Here Jesus doen, hy bring nuwe rigting. Hierdie lewensrigting, waarin ons mense raak, wat nie net afsien van iets wat verkeerd was nie, maar najaag wat goed is, weerspieël Christus self. Ons sien, hy het nie gekom om gedien te word nie, al was hy God wat mens geword het. Hy kon die engele opdrag gee en hulle kon hom bevry van die swaar van die menslike lyding wat hy moes verduur. Maar hy het gekom om te dien, en hy het gekom om sy lewe as losprys vir baie te gee. En die Here beklemtoon dat ware bekering is nie bloot onder verdrukking van verkeerde dade nie, maar is 'n vernuwing van die hele mens. Sodat hierdie mens homself, en hier gaan ons aan van laasweek af, sodat hierdie mens homself en sy gawes in diens van God en sy naaste kan stel. So leer die Here ons op verskeie plekke in sy woord, dat sy kerk, en sy kerk is nie hierdie nie. Ek het nou nogal hier gestaan en dink Vrydag aand en gisteraand was Willer met die Engelse mense. Engelse mense is rof, né? Toe die kinders nou hier dans, ek dink daar seker 'n paar ouer mense wat baie ongemaklik sal wees daarmee en ek het begrip daarvoor. Maar dit kom uit daai ding uit van hierdie is 'n kerk. Hierdie is net 'n gebou. Julle wat hier sit, julle is die kerk. Of ons onder 'n ringboom in Rustenburg in die Markplein waar jy nie meer kan kom nie, jy sal uitkom sonder jou niere. Of ons in Benoni in hierdie wonderlike gebou by mekaar kom onder die woord van die Here, ons is kerk. Dis wie kerk is, dis ons, nee. En die Here stel ons as kerk saam om hom te weerspieël. Hy sê hy het nie gekom om gedien te word, maar om te dien. Wat is die rigting waarin sy kerk moet wees, die nuwe rigting waarin sy kerk moet beweeg? Dis nie net die onderdrukking van verkeerde dade en die bevegting van dinge wat verkeerd is nie. Ja, julle, dit voel vir my soveel keer as ek kyk na apologetiese stukke in ons tyd vandag, selfs stukke waarvoor ek soveel respek het, dat ons so uit is daarop om ander mense verkeerd te bewys, dat ons nie besig is om te leer, maar waar moet ek reg doen nie. En dis die punt van hierdie hele teks. Dis die punt van hierdie hele teks, om te sê, dat dit gaan nie, dit stop nie by stop die verkeerd nie. Dit gaan by hoe doen jy nuut in Jesus Christus. En dan verder slaan Paulus 'n baie sterk rigting in hierdie teks aan. En is hierdie rigting wat gaan oor ons woorde. En as jy eintlik vir jouself dink, maar Paulus, hoe het jy nou hierby uitgekom om te sê, maar okay, nou gaan dit oor hoe mens praat. Ons is nou hier besig met die hele saak van bekering en die nuwe lewe van 'n gelowige en die mens wat anders moet reageer en die mens wat nie net moet wegdraai van wat verkeerd is nie, maar moet draai na wat goed is toe. En nou is jy hier by woorde. Hoe kom jy hier? Dink bietjie wat staan sentraal in ons getuienis as gelowiges. Jesus sê, gaan gebruik jou woorde. Gaan na al die nasies toe. Leer mense wat ek julle geleer het. Die boek van Spreuke sê vir ons op soveel kere, en ons weet die charismatiese kerke verdraai dit, maar dat jou woorde het lewe. Maar dis nie
ons woorde nie. Die Here alleen is die gewer van lewe. So daai spreeklewe ding, daar's miskien so 'n ding wat die waarheid kan wees, maar as ons sê spreeklewe gebeur alleen wanneer Jesus Christus oordra in iemand se lewe. Geen mensewoord het enige mag nie, nê. Maar ons is nie nou hier vanaand vir apologetiek nie. Ons is hier om saam te leer. Dat Paulus nou kom by woorde. Daar staan verder, laat geen vuil woord by julle mond uitgaan nie. So hierdie nuwe mens wat nou nie net wegdraai van wat verkeerd is nie, maar jaag na wat goed is toe, moet ook op 'n sekere nuwe manier praat. Kom ons doop dit Christenies. Ons moet disippelskap praat. Ons moet Jesus praat. Is dit nie wat Stefan Joubert by die kamp ook vir ons geleer het nie? Is presies wat Paulus hier leer, dat jou woorde moet Christus wees. Nou, die Griekse uitdrukking in hierdie gedeelte, logosapros, dit beteken letterlik verrotte of bedorwe woorde. Dis letterlik die woord wat hulle gebruik het in daardie tyd, moet julle nou onthou, daar was markte en hawens en allerlei goeders in daai tyd. Dis letterlik die woord wat hulle gebruik het as iemand vrot vis of vrot vrugte by 'n hawe aangebring het. Vrot vrugte is nog een ding, maar vrot vis, ouens, daai is rof, nê. Vrot vis, sê jou woorde moenie vrot vis wees nie, as wat Paulus skryf in hierdie taal. Jou woorde moenie vrot vis wees nie. En dit gaan nie daaroor of jy jou tande geborsel het of nie. Dit gaan daaroor dat wat hier leef en hier leef, ons het begin met ons denke, hier op 'n manier van liefde moet uitkom, en dis moeilik. Dis moeilik, want ons almal praat nie dieselfde taal nie. En ons almal luister nie op dieselfde manier nie. Maar daarom roep die Here ons tot dieselfde ingesteldheid, om te sê, ek wil nie 'n taal van bedorwe vis praat nie, maar 'n taal van opbou. Ek wil nie woorde wat innerlik korrup is, weer spreek nie, en versprei nie. En daarom, soos bedorwe kos 'n liggaam siek maak, met bitterheid, skinder en vernedering, en leuns en vernietigende kritiek, mense en verhoudings siek maak. Nee, ek wil nie praat. Ek wil Jesus praat. En dis woorde wat 'n huis bou. Paulus verbied egter nie net in hierdie gedeelte, en dis wat so wonderlik is van hierdie gedeelte. Ons as mense, miskien as jy terugdink toe jou pa met jou geraas het, as ek nou terugdink aan die tyd toe ek klein was, toe my pa met my geraas het, dit het altyd net gebly by Reinhard, moenie dit doen nie. En by die derde keer wat daar gesê is, Reinhard moenie dit doen nie, dan het Reinhard gevoel hoe om dit nie te doen nie. Nou vandag se kinders voel nie meer nie, nê. Maar dat Reinhard gevoel hoe om dit nie te doen nie. En dis wat so wonderlik is van die woord van die Here. Ons het dit vanoggend beleef en ons beleef dit vanaand weer. Dit bly nie by moenie. Dit vat jou om te sê, okay, Reinhard moenie dit doen nie, maar kom ek vat jou weg hiervan af en ek leer jou hoe jy wel moet doen. En dis presies wat hierdie teks doen. Dit sê, moenie vrot vis woorde spreek nie. Ek weet dit klink kras, maar julle gaan dit nou vir altyd onthou, nê. Jy moet nie so vrot vis praat nie. Jy moet soos 'n mens praat wat nuut is, nê. Woorde wat die huis bou. Hy verbied nie net nie, hy wys ook 'n positiewe rigting. Jy moet woorde spreek wat goed is vir die nodige opbou. Die woord wat gebruik word in die Grieks vir die gedagte van huisbou, is as te ware 'n beeld waar ons baksteen op baksteen op baksteen sit. As ons berading doen of ons is net met vriende, as vriende met mekaar chat, of as gelowiges 'n ondersteuningswoord bied, ons bou nooit die huis eenslags op een slag nie. Ons sit baksteen op baksteen op baksteen, en dit is presies die woord wat gebruik word in die Grieks. Jou woorde moet soos bakstene wees wat bou in iemand se lewe. Nou julle, ek weet nie of julle ook so voel nie, maar dit voel vir my baie keer of my woorde presies die teenoorgestelde doen. En hierdie leer vir my soveel van nuut praat. Dit leer vir my soveel van nuut dink wanneer ek gesprekke het met mense. Om te sê, Reinhard, kies mooi. Is hierdie woorde wat jy nou gaan sê 'n baksteen wat gaan bou in hierdie persoon se lewe? Of is hierdie woorde 'n hamer wat bakstene gaan platslaan, nê? En die Here roep ons in hierdie gedeelte. Die woord daar is oikodome. Dis die gedagte van 'n baksteen op 'n baksteen.
Ons woorde van geloof moet iemand versterk, herstel, dit moet liefde bevorder. Jy moet nie afbreek waar God besig is om te bou nie. So die vraag is daarom nie net of die uitspraak waar is nie. Dis ook, is dit die regte tyd? Dis nie altyd die regte tyd om iets te sê nie. Is dit die regte wyse? Maak seker, wanneer jy iets sê, dis op die regte tyd en op die regte manier. En is dit tot voordeel van die persoon vir wie jy dit sê. Dis woorde wat 'n huis bou. Woorde wat iemand maak 'n draer van genade. Die doel van ons woorde is dat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Ons woorde verleen nie reddende genade nie, die Here alleen red, maar ons woorde getuig van wat die Here doen. Dis 'n middel wat die Here se genade redding in mense se lewens indra. Dis 'n vragmotor wat die goedheid van Christus in mense se lewens in vervoer. En daarom moet jy dit kan doen. En dit kan doen in skrifgetroue bemoediging, maar hoor hierdie, ook in skrifgetroue vermaaning. En daai is nie lekker nie, nê. As iemand jou vermaan. Ek se onlangs deur iemand vermaan oor 'n woord gebruik. Dit is nie maklik om net te sê, jong, ek besef ek's nou verkeerd. Maar ek dink die Here word so verheerlik daarin as ons as mense kan sê, ek het nie nou reg gepraat nie, ek is jammer. Ek gaan my woorde aanpas om stene te lê in jou lewe. Dis woorde van dankbaarheid, dis woorde van bemoediging en al hierdie woorde, selfs die van vermaaning, in liefde en in waarheid, is woorde wat bou, wat stene lê in mense se lewens. Ons het laas gehoor dat bekering, wanneer ons as mense nuut raak, is dit nie net die afsterf van die ou mens nie, maar dis die opbou van die nuwe mens. En die Here sit ons in hierdie, sorry nou weer eens, maar terwille van hom Steve gebruik ek nou dan Engels, nê. Die Here sit ons in hierdie setup, waar ons moet stene in mekaar se lewe lê. Waar ons mekaar moet bou, en waar ons met mekaar moet besig wees. So, ons gaan huis toe met hierdie vraag, wat gee jou mond aan die wêreld? Waar gaan julle môre heen? Johan, jy gaan skool toe. Emma, jy gaan iemand se naels doen. En vir iemand sing. Ons kalk, ons afgetree. Ons gaan met die planke in die garage praat. Julle proef. Jy het 'n firma van jou eie. Jy's 'n rekenmeester vir mense wat in die niemandsland werk. Kan nie sê wat als daar gebeur nie. Elkeen van ons gaan na verskillende plekke toe. Maar wat gaan ons mond gee vir die plekke waar ons gaan? Want die beginsel wat hierdie gedeelte in ons lewe neerlê, is om te sê, ek gaan nie net afsien nie, ek gaan beter doen. Watter woorde het ek hierdie week gesê, is nie die vraag nie. Die dieper vraag is, hoe gaan mense in die woorde wat ek volgende sê, die genade van die Here beleef? En wanneer mense van jou wegstap, en ek praat met myself, geliefdes, praat met myself, wanneer mense van jou wegstap, is hulle sterker in die geloof of swakker? Is hulle nader aan Christus of verder? Weet hulle meer van liefde of minder? Ken hulle meer genade of wonder hulle oor wat genade werklik beteken? Die Here roep ons om as nuwe mense nie meer net nemers te wees nie, maar geers. Geers van sy waarheid in ons woorde en in ons dade. Om daar waar ons kom, mense te laat beleef. Hier word die liefde van Jesus meer. Hier word die vergifnis van Jesus meer. Hier word die genade van Jesus meer. Want weet jy hoekom? Ek het die eenvoudige ding gedoen, om te sterf na myself, en om te leef in Jesus Christus. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons het niks en ons is niks en ons kan niks sonder U nie. En daarom is al die lof en eer net aan U en ons erken saam met U, almal van ons. Ek dink nie, Here, daar's een van ons uitgesluit hierin, dat ons baie foute maak. En baie keer verkeerde woorde sê. En baie keer wil vat en nie wil gee nie. Maar ons bid, Here, soos U woord ons leer, daar's uitkoms. Soos U woord ons leer, daar's verandering.
dat ons ook sal vat, as U woord ons leer, daar's 'n nuwe rigting. En dat ons in daardie nuwe rigting sal werk, dat ons in dit sal voortbeer, en dat ons na U sal uitstrek in alles wat ons dink, doen en sê. Here, ons bid dat U ons deur die Gees en deur die woord sal krag gee, om mense te wees wat nuut gaan leef, tot die eer van U naam, en tot die uitbou van U koninkryk. Laat al ons woorde, liefdes, evangelie woorde wees, tot die opbou van U koninkryk, in Jesus se naam. Amen.